Baie welkom by Leef die Woord. En dankie dat jy by ons aangesluit het. Dit is 'n wonderlike voorreg om saam met jou met die woord van die Here voor ons oop te wees en toe te laat dat God deur sy woord in ons harte en in ons lewens inspraak lewer. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons het U lief omdat U ons eerste lief gehad het. Dankie dat U deur U woord elke dag deur U woord met ons praat wanneer ons die woord open, dat ons die inspraak in ons lewe kan ervaar. Ons wil ons lewe inrig volgens die woord. Sal U ons die krag gee om dit te doen. In Jesus se naam. Amen. Ek wil graag vandag met julle gesels oor die tema dat Jesus genoeg is. Dat ons Jesus in alles moet sien en dat ons in dit 'n groot stuk genoegdoening sal ervaar. Ek wil jou vra dat jy saam met my gaan lees uit Filippense 4 en ons gaan vanaf vers 10 lees tot vers 14. Ek het my grootliks verbly in die Here dat julle nou eintlik weer opgeleef het om aan my belange te dink, waaraan julle ook gedink het, maar julle het nie geleentheid gehad nie. Nie dat ek uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Nogtans het julle goed gedoen toe julle deel gehad het in my verdrukking. Ons hoor dikwels hoe die woorde van Filippense 4 vers 13 aangehaal word. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Dit is 'n kosbare teksvers. Dit is 'n woord wat ons bemoedig en ons vind dikwels uit hierdie woorde uit aanmoediging om te volhard, om vas te hou, om vas te byt wanneer ons deur seer of deur moeilike omstandighede gaan. Dit is 'n kosbare teksvers. Dit is 'n kosbare woord wat vir ons soos 'n anker is wanneer ons stormagtige tye in ons lewens beleef. En ek reken dat jy dit ook so ervaar en dit is dikwels hoe kosbaar die woord van God in ons lewe werksaam is. Tog gebeur dit soms wanneer mense deur moeilike omstandighede gaan, dat hulle wonder of vra, waar is God wanneer ek hom nodig het? Waar is die Here terwyl ek in hierdie moeilike omstandighede is? Of hoe dit gebeur dat ek tog in sulke moeilike omstandighede beland het? Ek het dan die Here so lief, ek dien die Here toegewyd. Hierdie vraag, waar is God wanneer ek hom nodig het, is 'n vraag wat uit verskillende perspektiewe uit geantwoord kan word. Daar is al baie daaroor gesê, daar is al baie geskryf daaroor. En ek wil jou vra dat jy vandag net jou hart sal verruim om te hoor wat ek sê. Een ding is verseker, die lewe is nie plain sailing nie. Daar gebeur soveel dinge met ons wat duidelik aandui dat die lewe nie altyd voorspelbaar is nie. Dat daar dinge met ons gebeur wat ons nie verwag het nie. En ons kan selfs soms sê dat ons deur dinge gaan wat ons dalk nie verdien nie. Ek dink wanneer ek die vraag wil antwoord, waar is God wanneer ek hom nodig het, is dit belangrik dat ons dit vir onsself moet uitmaak. Dat ons God altyd nodig het. Hierdie vraag, waar is God wanneer ek hom nodig het, dra hierdie ondertoon of hierdie subtiele boodskap dat wanneer dit met my goed gaan, het ek God eintlik nie nodig nie. Dis net wanneer ek in moeilike dinge is, wanneer ek deur moeilike tye gaan. Waar is God dan? Hoekom gebeur dit met my dat ek nou ewe skielik alleen is of alleen moet sukkel met hierdie dinge wat my gestormloop het? En daarom wil ek dit sê en ek wil dit baie duidelik stel. Ons het God altyd nodig. Miskien het ons hom in 'n groter mate nodig wanneer dit met ons goed gaan. Juis omdat ons van nature so geneig is om dan te dink, alles is reg, ek kan dit self hanteer, ek het genoeg om van te lewe, ek het genoeg om goed oor die weg te kom, dan kan 'n mens baie maklik op 'n baie arrogante plek kom om te dink, hoorie maar,
ek is reg. So selfvoldane, arrogante houding is juis in sulke omstandighede, dink ek, dat ons God miskien meer nodig het om te kan sê, Here, dankie vir wat ek het en help my om nog steeds van U afhanklik te bly, om vanuit die oorvloed wat ek het, steeds in afhanklikheid van U te leef. Ons moet nooit vergeet nie, die goeie woord van die Here sê dit vir ons so duidelik in 1 Korintiërs 4 vers 7. Want wie trek jou voor? Of wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Ons moet nooit vergeet dat dit die goedheid en die guns en die getrouheid van God in ons lewens is, wat maak dat ons die dinge het wat ons het. Tog gebeur dit soms, wanneer ons deur moeilike omstandighede gaan, dat ons gou kan vergeet van God se getrouheid, dat ons soms dan verkeerdelik redeneer dat God van ons vergeet het, dat God ons gefaal het, of dat ons selfs op 'n plek kom waar ons soms dink dat die moeilike en die seergoed waardeur ons gaan, is 'n manier hoe die Here ons straf, hoe hy ons in spreekwoordelik in die bek wil ruk, om ons net weer op koers te kry. Soms is mense geneig om so te dink. En vandag wil ek dit baie duidelik stel. En ek wil jou aanmoedig om dit wat ek nou gaan sê, om dit jou verstekinstelling te maak. Maak dit jou default setting. En wat is hierdie default setting? Om vir jouself te kan sê, en om dit met vrymoedigheid te kan bely, dat God groot en goed, getrou en genadig is. En dat hy altyd groot en goed, getrou en genadig is. Wanneer jy dit jou default setting maak, en jy jouself dan dalk in omstandighede bevind wat moeilik is en wat jou uitdaag, dat jy sê, maar ek kan steeds my toevlug na die Here toe neem, dan slaan ons nie met gebalde vuiste na die hemel en vra, waar is God nie? Nee, ek hardloop eerder na hom toe, omdat ek weet ek by hom veilig is, want hy is groot en goed, getrou en genadig. Wanneer ons hierdie begrip van God vorm, dan word God eerder ons toevlug. Ek dink aan woorde van byvoorbeeld 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het ons aangegryp nie, behalwe 'n menslike. Maar God is getrou, en hy sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie, maar hy sal saam met hierdie versoeking ook aan ons 'n uitkoms gee, sodat ons hierdie moeilike tye kan verdra. Dink ook aan 2 Timoteus 2 vers 13 wat sê, al is ons ontrou, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. En dan sê Jakobus in Jakobus 1 vers 13 en vers 16 en 17, laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie. En self versoek hy niemand nie. Moenie dwaal nie, geliefde broeders. Elke goeie gawe of elke goeie gif, sê hy, en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Kom ons kry dit vir onsself uitgemaak. God is groot en goed, getrou en genadig, sodat wanneer ons dalk in moeilike omstandighede is, ons toevlug na hom toe sal neem. Wanneer ons na ons geleesde gedeelte kyk, dan merk ons op, dat dit juis ook Paulus se gesindheid was, dat dit ook Paulus se default setting was, om altyd deur te getuig van die getrouheid van God, van die krag van God wat in sy lewe werk. Wanneer ons aandag skenk in Filippense 4 vers 13, en ons dit binne die konteks en die verband doen waarin dit geskrywe is, dan vind ons groot lesse daarin, vir ons, vir geloof en vir lewe. En onthou nou, Paulus was in die tronk gewees, toe hy hierdie woorde geskrywe het. Nou wat het gebeur? Wat is die omstandighede wat ons moet onthou toe hy Filippense 4, soos ons dit gelees het, vers 10 tot 14 geskrywe het? Hy het pas van die gemeente uit Filippi, het hy bepaalde proviant ontvang. Hulle het vir hom dinge gegee, of gestuur, en hy het dit pas ontvang. En hy het groot dankbaarheid in sy hart gehad vir dit wat hulle vir hom gegee het of vir hom gestuur het. En hy sê so mooi dat hulle nou weer aan hom gedink het. En hy het dit met dankbaarheid en met blydskap ontvang.
En Paulus skryf so mooi in Filippense 4 vers 18, hoe hy hierdie ruimhartigheid van hulle ontvang het, hoe hy hierdie goeie gesindheid teenoor hom, hoe dit hom laat voel het. Hy sê dit is 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. Hy skryf so mooi oor hoe hy voel oor dit wat hulle vir hom gegee het. Paulus wou egter ook gehad het dat hulle moet verstaan dat sy dankbaarheid nie gesetel was in dit wat hy nou ontvang het nie. Hy was nie nou bly en opgewonde en dankbaar net omdat hy iets gekry het nie. Want sy dankbaarheid was in baie dieper sake gesetel as bloot dit wat hy gesien het of dit wat hy ontvang het. En hy wou gehad het dat hulle dit moes verstaan. En dit is hoekom die woorde van Filippense 4 van vers 10 af tot vers 14 vir ons so belangrik is om dit te raak te sien, om Paulus se gesindheid daarin op te merk. Hy stel dit baie duidelik, dat sy vertrekpunt vir sy dankbaarheid en sy blydskap nie gesetel is in goed wat tydelik van aard was nie, al was dit hoe prysenswaardig gewees wat hy van hulle ontvang het. Nou skryf hy vir hierdie woorde en hy sê vir hulle, en dis wat jy en ek moet hoor. Hy sê, nie dat ek dit uit gebrek sê nie. Hy sê, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Hy sê, ek het hierdie dinge ontvang en ek is dankbaar. Hy sê, maar ek wil julle moet hoor, Filippense. Hy praat ook met jou en my. Hy sê, wat ek nou hier vir julle skrywe ek nie uit gebrek uit nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Wat sê Paulus? Wat moet jy en ek ook leer? Wel, die woord leer, of soos hy skryf, ek het geleer, moet onmiddellik ook jou en my aandag trek. Dit beteken om bepaalde kennis of inligting aangaande 'n sekere saak te hê, en in daardie kennis en in daardie insig aangaande hierdie saak toe te neem. Hierdie woord geleer beteken om 'n bepaalde vaardigheid te ontwikkel, en jy ontwikkel dit deur die herhaalde toepassing van sekere dinge wat jy geleer het. Wanneer hy sê ek het geleer, dan sê hy ek het in die gewoonte gekom om op 'n bepaalde manier op te tree. Wat is 'n gewoonte? 'n Gewoonte is 'n aangeleerde vaardigheid of hanteringsmeganisme wat deur die herhaalde toepassing van sekere kennis, van sekere inligting, deur die herhaalde toepassing daarvan, kry jy 'n gevestigde geneigtheid om op 'n bepaalde manier op te tree. Dis wat 'n gewoonte is. Paulus sê, alhoewel hy al hierdie dinge van hulle ontvang het en hy dankbaar is daaroor, het hy iets dieper geleer. Hy sê hy het 'n dieper gewoonte aangeleer. Hy het 'n dieper geneigtheid om op 'n bepaalde manier op te tree, as om bloot net dinge te sien, soos hy dit hier met sy oë kan sien en kan waarneem. En wat is hierdie gewoonte wat hy aangeleer het? Ten spyte van die goed wat hy ontvang het? Hy sê ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Dis die belangriker ding wat ons moet leer, om vergenoeg te kan wees. Nie bloot net oppervlakkig dankbaar te wees oor wat ons het en oor wat ons ontvang het nie, maar om waarlik vergenoeg te wees. En vergenoegdheid beteken om ongeag eksterne omstandighede nogtans 'n stuk genoegdoening in jou lewe te kan hê. Paulus sê, hy het hierdie gewoonte aangeleer, hy het hierdie gevestigde neiging om op 'n bepaalde manier op te tree aangeleer om onafhanklik van sy omstandighede te leef. Vriende, dit is vergenoegdheid. Dit is 'n gewoonte wat Paulus homself aangeleer het, om nie deur sy omstandighede oorweldig te word nie toe te laat dat sy omstandighede so invloed op hom sal hê, dat hy alleen voel, of vergete voel, of dat sy gebrek of tekortkominge so invloed op sy gemoedstoestand sal hê, dat hy nie aansluiting in die lewe kan vind nie, en dat hy nie 'n greep op die lewe sal hê nie. Dit beteken nie dat
hy in ontkenning geleef het nie. Dit beteken nie dat hy geheueverlies gehad het oor sy omstandighede, of die swaar of die moeilike of die lekker tye wat hy gehad het nie. Hy het net besef dat dit belangriker is om eerder die gewoonte aan te leer om nie aan omstandighede vas te leef nie. Hierdie gewoonte om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin hy was, sê ook baie duidelik, dis nie iets wat hy sommer net gehad het nie. Hy moes dit geleer het deur die herhaalde toepassing van bepaalde insig en kennis, het hy hierdie gewoonte aangeleer om nie toe te laat dat sy omstandighede hom sou intimideer nie. Hy het vanuit 'n dieper geestelike realiteit geleef. Maar wat is dit? Wat is hierdie geheim? Wat is hierdie dieper geestelike realiteit wat Paulus aangeleer het, wat hy as 'n gewoonte toegepas het, sodat sy omstandighede hom nie sou intimideer of manipuleer of depressief en moedeloos sou laat nie? En dan lees ons, en Paulus antwoord dit self. Hy sê, onthou nou, ons let weer op, hy sê, ek het geleer om vergenoeg te wees in die omstandighede waarin ek is, of ten spyte van daardie omstandighede waarin ek is. En dan sê hy in Filippense 4 vers 12, ek weet om verneder te word, ek weet om oorvloed te hê, in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ons moet hoor wat Paulus sê. Nou kom ons doen net eers gou weer hersiening. Hy sê hy het 'n gewoonte aangeleer, om nie toe te laat dat sy omstandighede hom intimideer of manipuleer nie, want hy het 'n sekere geheim ontdek. Hy het 'n seker dieper geestelike waarheid ontdek, waarvan uit hy leef. Dis wat hierdie woord onderrig beteken. Hy sê daar's 'n misterie wat hy ontdek het. Daar is 'n geheim wat hy ontdek het. En hy het ten volle vertroud geraak met hierdie geheim, met hierdie misterie, met hierdie verborgenheid. Hy het op 'n plek gekom waar hy intiem vertroud geraak het met hierdie dieper geestelike werklikheid. En hierdie dieper geestelike werklikheid het by hom 'n gewoonte geword, wat hy toepas in sy lewe. Dit het hom in staat gestel om vergenoeg te kan wees, dat hy nie aan sy omstandighede sou vasleef nie. En wat wil ons weet, is hierdie dieper geestelike realiteit waarmee Paulus vertroud geraak het, wat hy as 'n gewoonte aangeleer het en toegepas het, wat hom gehelp het om vergenoeg te wees, om nie toe te laat dat sy omstandighede 'n invloed op sy gemoedstoestand sou hê nie. Wat is hierdie waarheid? Wat is hierdie geestelike geheim waarin hy onderrig is? Wat is hierdie misterie wat hy ontdek het? En dan sê Paulus in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Paulus maak aan ons sy geheim bekend. Hy hou dit nie net vir homself nie, en ek is so dankbaar bly dat hy dit met ons gedeel het, want nou kan ons ook hierdie gewoonte aanleer, wat ons in staat sal stel om vergenoeg te wees, wanneer ons hierdie geestelike geheim ontdek het, en vanuit hierdie geheim uitleef. Dit vir ons 'n gewoonte maak om hierdie geheim deel van onsself te maak, en dit is dat ons tot alles in staat is deur Christus wat ons die krag gee. Jesus Christus is Paulus se geheim. Of dit met hom goed gaan en of dit met hom minder goed gaan. Hy is vergenoeg, want hy het die gewoonte aangeleer om te besef dat Jesus Christus hom tot alles in staat stel, ongeag waarin hy is, want uit die hand van die Here ontvang hy mooi en goeie dinge, en jy en ek ook, en dis ook die hand van die Here wat hom ondersteun wanneer hy deur moeilike tye gegaan het, en in ons lewe is dit presies ook so, en dis die geheim wat ons moet leer. Dit is die ding aangaande waar volgens jy en ek, of wat jy en ek in dieper onderrig moet word, sodat ons dit kan toepas as 'n gewoonte,
om te sê dat Jesus genoeg is. Dat Jesus my in staat stel om te triomfeer. En dat wanneer ek Jesus het, ek genoeg het, maak nie saak waarin ek is of waardeur ek gaan nie. Ongeag my omstandighede. Want jy sien, Christus Jesus is die onvergelykbare, onveranderlike, ewige, algenoegsame Here. Ek dink aan die woorde van Hebreërs 13 vers 8. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Dit is die konstantheid van Jesus Christus waarop jy en ek kan reken. Dis wat Paulus ontdek het. Dis die groter geestelike realiteit waarin hy vasgehou het en ook van waaruit hy geleef het. Dis die gewoonte wat hy homself aangeleer het. Wanneer hy sê dat ek vergenoeg is, my omstandighede intimideer my nie en ek het die gewoonte om so te leef, want hierdie geestelike realiteit dat Jesus genoeg is, het deel van my lewe geword. Wanneer jy en ek so gaan lewe, dan gaan ons geloof en loflewe ook nie fluktueer nie. Dis wat ons sien in Hebreërs 13 vers 15. Laat ons dan gedurig deur Jesus aan God 'n lofoffer bring. Dis die vrug van die lippe wat sy naam bely. Dis wanneer jy en ek besef dat Jesus genoeg is, dat Jesus onveranderlik is, dat Jesus Christus vir jou en my 'n toevlug word in alle tye en in alle omstandighede, dat ons ten spyte van waarin ons is of waardeur ons gaan, nogtans kan sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Wanneer hierdie geestelike misterie, hierdie geheim, hierdie verborgenheid van die onvergelykbaarheid en die onveranderlikheid en die algenoegsaamheid van Jesus Christus in jou geestelike mens posvat, dan leef ons anders. Ja, waarlik. Jesus gee ons die krag om ten spyte van die eise van wisselende omstandighede steeds te kan volhard. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof, sodat ons vanuit gewoonte uit kan sê, ek is vergenoeg waarin ek is, of dit min is en of dit baie is. En hoe is dit moontlik? Ek het hierdie geheim ontdek, dat ek tot alles in staat is, deur Christus Jesus wat my die krag gee. En ek het intiem vertroud geraak met hierdie waarheid. En nou leef ek dit uit, elke dag. Dit het by my 'n gewoonte geword. En daarom fluktueer my lof en geloof nie. Want Jesus is altyd dieselfde en Jesus is my krag. Nou vriende, voordat ons weer eenmaal sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Kom ons wees eerlik en ons doen so 'n bietjie selfondersoek. Ons vra eerstens vir onsself, het jy al die gewoonte aangeleer, die gevestigde neiging om op 'n bepaalde manier op te tree? Het jy al hierdie gewoonte aangeleer om vergenoeg te wees? Om nie toe te laat dat jou omstandighede, of dit goed is of sleg is, jou intimideer of manipuleer nie? Het jy dit al aangeleer? En om hierdie gewoonte aan te leer om vergenoeg te wees, jy kan dit net leef, indien jy hierdie geestelike misterie ontdek het en vertroud daarmee geraak het, dat jy tot alles in staat is deur Christus wat jou die krag gee. Het jy al hierdie misterie ontdek van die algenoegsaamheid van Jesus, sodat jy uit gewoonte uit sê, my omstandighede het nie 'n invloed op my lewe nie. En as mense vra hoekom, dan sê ek, want ek het die geheim ontdek. Jesus is die krag wat my in staat stel. Jesus is die een wat my help om triomfantlik te wees, ten spyte van wat rondom my gebeur. En jy sien, wanneer ons so leef, dan is oorwinning nie 'n plek wat ons bereik nie. Dit is 'n manier van leef. Om vanuit hierdie waarheid te leef, dat Jesus genoeg is. Dat Jesus voldoende is. Of dit oorvloed of gebrek is, in terme van die omstandighede waarin ek is, dit maak nie saak nie. My versadiging vind ek in die Here Jesus Christus. Hierdie woorde van Paulus is nie woorde wat sommer so gesê word nie. Dit is woorde wat 'n diep geestelike betekenis het, wat spreek
van 'n verhouding waarin daar 'n diep vertroue en oorgawe aan Jesus Christus is. Mag hierdie woord jou en my versterk om ten spyte van lot of vreugde ons krag in Jesus te vind en vanuit hierdie waarheid te leef en dan vergenoeg te wees en altyd so te leef, want dit is die gewoonte wat ons aangeleer het. Mag die Here ons hiermee help en die Here sal. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons nuwe gewoontes kan aanleer. Nuwe neigings om op 'n bepaalde manier op te tree, deel van ons lewe kan maak. Sodat ons nie deur omstandighede geïntimideer en gemanipuleer word nie, wanneer ons besef en toenemend in hierdie misterie van wie Jesus is groei en ontwikkel, dat Jesus genoeg is. Dat Jesus die onveranderlike, algenoegsame, ewige Here is en ons vanuit die waarheid van wie hy is, ons lewe leef en dan in hierdie lewe meer as oorwinnaars is en tot alles in staat is. Help ons om hierdie gewoonte aan te leer om vanuit ons verhouding met U te leef. Is ons gebed in Jesus se naam. Amen.